Môre, dis Dinsdag die 23 Desember en waar ook al hierdie boodskap jou vandag kry, miskien is jy al besig of miskien is jy nog stil. Ek hoop die Here ontmoet jou rustig net daar waar jy nou is. Gister was daar groot woorde, God wat sweer, 'n belofte wat vasgemaak word. En as 'n mens eerlik is, sou jy dink, nou moet iets nog groter volg, maar dit doen nie. Die Bybel sê net eenvoudig in Genesis 22 vers 19, dat Abraham teruggegaan het en dat hy in Berseba gewoon het. Dis so gewoon dat 'n mens dit maklik kan mis, veral in hierdie gejaagde lewe waar ons bly. En tog, hoe langer jy daar bly, hoe meer begin dit te praat. En daardie woord gewoon is interessant. In die Hebreëus is dit die woord yashav. Dit beteken om te bly, om gevestig te wees, om nie rond te hardloop nie. Met ander woorde, Abraham was nie op soek na nog 'n teken nie. Hy is nie onseker nie. Die saak is klaar. God het reeds gepraat. En dis juis hier, na die berg, na die toets, waar geloof wys hoe diep dit regtig is. Nie in die oomblik van drama nie, maar in die stil voortgaan daarna. En dan gebeur iets baie sag in die teks. In Genesis 20 vanaf vers 20 tot 24 begin die Bybel name noem, gesinne, verbindings, 'n familielyn. En spesifiek in vers 23 lees ons dat Rebekka gebore word. Dis amper asof God vir ons sê, terwyl Abraham net getrou bly waar hy is ek reeds besig met die volgende hoofstuk. Dalk voel jou lewe ook so, nie swaar nie groot nie, net gewoon. Moenie dit verkeerd lees nie. Dalk is hierdie stilte nie 'n teken dat God weg is nie, maar 'n teken dat jy nou mag rus. Dis volwasse geloof. Nie altyd op die berg nie, maar getrou in die gewone dae daarna. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, U naam is heilig en U woord staan vas. Dankie dat U nie net die God van groot oomblikke is nie, maar ook die God van stil daarna. Dankie dat U beloftes nie verval wanneer dit stil raak nie. En help ons om vandag getrou te wees waar U ons geplaas het. Lei ons weg van onsekerheid en leer ons om te rus in U trou. Laat U wil geskied in ons lewens, sodat dit reeds vas staan in die hemel. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. As jy Jesus nog nie ken nie, kom na hom toe. En as jy hom reeds ken, hou vas aan hom. Jou hoop rus nie op jou vermoë om alles bymekaar te hou nie, maar op God wat getrou bly, ook in stilte. Ek hoop jy ervaar vandag daardie rus en jy het 'n geseënde Dinsdag.